Ek love men's nights. Ek love dit as 'n gebou na yster ryk. Ek love dit as 'n gebou na man ryk, you know. My laaitie is nou 11 jaar en ons het agtergekom, hy het 11 geword en toe kom ons agter, toe sê ek vir hom, seun, jy moet nou begin Roland gebruik. Jy moet nou begin spuit. Want iets gebeur in 'n mens se lewe as jy bietjie ouer raak. Hy sê, papa, hoekom? Ek sê, ag, you know, it's net nice. Dis nice om vir girls lekker te ryk. Dis nice om by die skool lekker te ryk, maar as jy mens 'n sekere ouderdom slat, dan mens weer daarvan. En ek weet, as jy na die ou langs jou ryk, dan ryk jy dalk braaivleis of rook of wors. Maar ek love dit as 'n gebou vol manne is en 'n aand soos hierdie. Manne, ek wil vanaand vir jou vra vir die volgende paar minute. Ek haat dit om mense te verveel, so ek gaan dit definitief nie doen nie, ek hoop so. Maar vir die volgende paar minute wil ek jy moet net lean into this moment. Weet jy wat, jy het nou by Men's Night opgedaag. Iemand het jou genooi, jy het gekom, jy weet nie eintlik lekker wat jy hier maak nie, but you are here. Ons het van gehad, ons het sterkte getoets, ons het gekyk wat aangaan, ons het geworship, van gehad. Het jy geweet, daai rugby tickets, Wayne het dit nie gesê nie. Ek weet nie hoekom jy dit nie gesê het nie. Het jy dit gesê? Vir wie daai tickets is? Hierdie jong man het 2 rugby tickets gewen vir die All Blacks teen Suid-Afrika. So nee, hy het nie rugby tickets gewen vir Brackenfell teen Bellville Hoërskool nie. Hulle het rugby tickets gewen vir 'n Springbok All Black game. So ons gee Lani tickets hier weg. Dis awesome. En ek wil net vir die volgende paar minute net in jou lewe invest en hierdie games wat ons vanaand gedoen het met die hele Snakes and Ladders gedagte wat op die stage is nie per toeval nie. Dit is daar vir 'n rede, want ek wil vanaand my boodskap koppel rondom Snakes and Ladders. Ek glo jy gaan, as jy dit baie lanklaas gespeel het, wat ek dink baie van julle het, want van ons is al ouer, maar as jy kinders het jy dit dalk gespeel, maar miskien wil jy na vanaand die game weer gaan koop, om saam met jou kinders te speel, of ek meen by jou werk, by jou kollegas. Imagine môre tea time, pluk jy 'n Snakes and Ladders uit. By jou werk tussen adults. Moet dit dalk nie doen nie, maar Snakes and Ladders wil ons vanaand gebruik om vir jou 'n boodskap deur te gee. Every man in this place knows this game. This game is all about a dice, it's all about ladders, and it's all about snakes. You throw the dice, you move on. Sometimes you get a ladder and you move up. Sometimes you get a snake and you move down. Wie van julle weet, dit is hoe die lewe is. Die lewe is 100% soos hierdie game. Soms wen jou rugby span, soms wen hulle nie. Die bulle weet glad nie waarvan ek praat nie. Hulle verstaan glad nie hierdie konsep nie. Want die Stormers wen die hele tyd. Die punt is, dit is presies wat hoe die lewe is. Die volgende slide wys vir jou sommer net wat ladders in hierdie konteks verduidelik. Ladders represent, the next slide, promotion, money, opportunities, influence, breakthrough. So wanneer ons praat oor, jy slaat die ladder in 'n game, dan gaan jy op en jy bereik hoogtes en jy is naby aan die einde, dan beteken dit in ons lewe vandag daai goed. En wanneer ons praat oor manne en met manne, dan weet ons almal dat vir ons as manne gaan die sukses van die lewe absoluut oor daai wat jy op die bord sien. Maar vanaand kan ek dalk vir jou sê, dit is dalk toe nie wat sukses is nie, en dit maak nie saak hoeveel ladders jy bereik nie, as jy dit doen sonder iets, of jy doen dit met die regte verkeerde intensies, dan wonder ek waar mens gaan uitkom. Maar ons almal hou van 'n promotion. Kom aan, wie van julle is reg vir 'n promotion by die werk? Jy's reg vir 'n bietjie geld. Jy's reg om 'n bietjie, hulle het dit nog nie ge-announce nie, maar ek wonder of een van ons daai karre gaan wen daar buite. Ek weet nie. Kom ons kyk op wat se blokkie ons land. Almal hou van opportunities. Almal hou van om influence te hê en om breakthrough te hê. Ongelukkig is daar ook soms wat jy op die slangetjie val, en dan beteken dit downwards, en in vanaand se konteks beteken dit, snakes represent failure, sickness, loss, disappointment, bad decisions, temptation, sin, en dis wat die slang op hierdie game represent 100%, want dit praat van jy verloor, jy gaan af, jy gaan terug. Wie van julle stem saam met my dat baie keer in die lewe voel dit vir jou, of jy soveel tree vorentoe gaan, maar dan gaan jy weer 3 tree terug.
Jy kry soveel momentum by jou werk, of by die girl wat jy chaaf, of in jou huwelik, of wat ook al, en jy dink, dit gaan nou gebeur, en dan gebeur daar iets anders, dan wonder jy, oh man, is dit, you know. En niemand van ons hou van snakes experiences nie, maar kom ons praat daaroor, daar's failure in die lewe. Weet julle hoe is ons as mans? Ons sal nooit erken oor failure nie, want ons is sterk en awesome en powerful. Sê ek, waarvan praat jy? Ek het toch nooit failure gehad nie. Ek was toch nooit disappointed nie. Maar as ons vanaand kan reguit praat, en glo my, ek gaan in ons harte in praat, life is full of disappointments. It's full of failure. It's full of sometimes sickness. Miskien sit jy vanaand die en jy stoei met 'n siekte in jou liggaam. Miskien struggle jy met loss, wat ook al daai loss was. Jy het iemand aan die dood afgestaan, jy het iets verloor, jou besigheid het dit nie gemaak nie. Come on man, kan ons vanaand lekker in mekaar se lewe in chat. Bad decisions, temptations en sin. En dan die laaste ding van hierdie game is hierdie lieflike dice wat ons vanaand so rondgegooi het. Hierdie dice bepaal 100% hoe die game loop. As hierdie dice verkeerd val, wie van julle wil soms iemand so kop, ek speel graag hier. Ek sal dit nie doen nie. Hierdie dice bepaal 100% hoe die game verloop. As hierdie dice op 3 val en of daar 'n slangetjie of 'n leertjie is, hierdie dice vra nie vir jou, kan ek maar op 5 land nie, hy land op 5. En dan bepaal dit wat gebeur. Wie van julle stem saam met my dat baie keer in die lewe gebeur daar goed waarvoor jy nie vra nie. Dis asof daar 'n dice was en hierdie dice het bepaal dat sekere goed in ons lewe gaan gebeur. Maar ook baie van ons se staf wat gebeur is as gevolg van nagevolge, consequences, sin. Wie van julle weet, ons maak stupid foute soms. Enige iemand wat saam met my stem, ons maak soms stupid foute en dit veroorsaak repercussies in ons lewe. En so, dis nie net die dice nie. Baie mense sê, ja, die vyand is weer los, Satan is weer listig. Ons is soms los. Ons doen soms goed wat hy nie gesê het ons moet doen nie, maar ons doen dit. En dan veroorsaak dit daai snake experience. En baie kere gebeur daar goed wat ek en jy nie voorvra nie, but it just happen. En vanaand wil ek vir jou sê, of daar snakes in jou lewe is en of daar ladders in jou lewe is, ek en jy het nodig om dit op 'n sekere manier te doen, om hierdie tipe van game wat ons noem die lewe, om dit op die regte manier te doen en met die regte beginsels te doen. En wat beter om in 'n kerkgebou bymekaar te kom, 'n klomp manne, en oor 'n paar goed te praat wat ons vanaand dalk 'n besluit of 2 kan neem. Is jy reg vir dit? Hulle het 70 manne in 'n vertrek gekry by 'n universiteit, and they asked these 70 men 3 questions. Number 1, the first question they ask, how does a good man look like? Volgende slide. A good man. What is a good man? En hierdie 70 manne moes geantwoord het. En hulle gee antwoorde soos honor, integrity, protective, responsible, and to be generous. The second question they ask, what is a real man? A real man is, volgens daai 70, strong, never shows weakness, get rich, and suck it up. En die volgende sin was, and get laid. Ek het net gevoel ek wil dit daar sit nie. Okay. Maar dis wat hulle gesê het wat real manne is. Real manne is, ons is sterk, ons is powerful, ons weet wat ons doen. As daar 'n fout kom, suck it up, get rich en gaan aan met jou lewe. The third question was godly men. Hoe sal jy sê like a godly man? Wat is 'n godly man? 'n Godly man is iemand wat vir God leef. 'n Godly man is iemand wat God in sy lewe innooi en hulle maak God deel van sy besigheid, deel van sy huwelik. Is daar iemand in die plek wat so is alreeds? Niemand. Okay, net Don. Don, ek is so bly jy is hier. Daai 70 mense kon dit nie geantwoord het nie. Hulle kon geantwoord het, what is a good man? What is a real man? But they couldn't answer, what is a godly man? En vanaand wil ek met jou chat oor hierdie konsep, van ek gaan nie met jou vanaand chat oor om 'n goeie man te wees nie. Ek gaan nie met jou chat oor hoe om 'n real man te wees nie. Can I talk to you tonight about how to be a godly man? Hoe om iemand te wees wat God deel maak van jou lewe. Om te sê, Here, ek wil vanaand hier uitstap en ek wil bietjie kyk na hoe ek my lewe structure, want hierdie dice is soms teen my en hy is nie lekker nie en hy veroorsaak verkeerde goed in my lewe, but I need you in my life. Ek het 2 skrifte op die skerm wat ek vir jou wil wys.
wat 'n godly man baie mooi verduidelik. 1 King 2, 1 verse 2 says, take courage. En dan in die volgende vers gaan hy aan en hy sê, and be a man. Die Bybel sê vir ons, take courage. Die Bybel sê vir ons, be a man. Kan iemand sê, be a man? Dan sê 1 Korintiërs 16 vers 13, be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong, and be courageous. So daar sê die Bybel vir ons, act like men. En dan sê hy vir ons, voor dit en na dit, presies wat ons moet doen, to act like men, en dit is be watchful. Enetjie terug, be watchful, stand firm in the faith. Ek weet nie wie van julle saam met my saamstem, dat soms is dit moeilik om 'n kind van die Here te wees. Dit is soms challenging om 'n Christen te wees. As jy vanaand hier sit, en jy dink soms dis net jy, of doen ek iets verkeerd, dan wil ek vanaand vir jou goeie nuus gee. Dit is soms moeilik. Want daar staf daar buite wat jou nie wil laat doen, hulle wil nie, die wêreld, die vyand wil nie hê vanaand by 'n mens night wees nie. As jy vir iemand môre moet vertel, hoor jy, ek het gisterand geworship. Ek het gisterand my hande opgesteek in die kerk en dalk my lewe vir die Here gegee, en hulle vir jou vra, what happened? Want dit is soms moeilik om stand firm in faith. Hoekom dink jy sê die Bybel, stand firm in faith, as hulle nie gedink het, is nodig nie? Dit is so nodig, en ek en jy moet dit hoor, stand firm in the faith, act like men, be strong, and be courageous. Die volgende slide wys vir ons net die 2 sinsnede uit daai 2 skrifte uit, en dit sê, be a man, and act like men. So dis wat die Bybel vir ons sê vanaand. Ons moet soos 'n man wees, en ons moet act soos 'n man. Die volgende slide wys vir ons, act like men, wat dit in die Grieks beteken. Die Griekse woord vir act like men is adrusomai. Nie jou maai nie. Adrusomai. Adrusomai is die Griekse woord wat beteken to act like men. Dit beteken letterlik to be courageous. So kyk gou, as die Bybel sê we need to be men, dan sê die Bybel vir ons be courageous. Sê vir die een langs jou, be courageous. Be courageous. En die volgende slide wys vir jou mooi my tema van vanaand wat jy dalk gaan onthou en wil deel maak van jou lewe, en dit is godly men are courageous. As ek en jy die Here dien, as jy vanaand besluit om die Here te dien, dan gaan ons 'n besluit maak om te sê, I want to be courageous. I want to be courageous like a godly man. Ek wil nie courageous wees soos die wêreld is nie. Ek wil soms so hamer optel en na iemand toe stap. Ek wil net na hom toe stap en sê, yes, hoe lyk dit? Lekker geslaap? Jy gaan nou slaap. Ons wil dit doen. Ons wil 'n hamer optel. Ons wil 'n BB gun. Ja, BB gun gaan nie wees. Jy's nou, hang af. Ons wil soms courageous wees op verkeerde manier. En ons wil staf doen wat nie pas by 'n godly man nie. Dit pas nie by godly men om hierdie hamertjie te vat en om iets te gaan uitsoort nie. So my vraag vanaand is, hoe lyk dit courageous man? Hoe lyk hy? So jy het al gehoor van die ouens wat in Spanje gaan hardloop saam met die bulle. They call it running with the bulls. En dit lyk presies iets soos daai. Okay, hierdie ouetjie is bietjie ge-chat GPT, okay? Hy is nie in real life so groot nie, maar dis 'n groot ouetjie. Dis 'n groot bil. En daar's mense wat duisende mense gaan hardloop jaarliks in Spanje. Hulle beplan hulle hele jaar om saam met hierdie bulle te gaan hardloop. Daar's 'n handleiding van how to run with the bulls. Om dit reg te doen, goed te doen. En ek hoor hierdie man wat sy storie vertel, hy en 5 ouens het vir 2 jaar gespaar om dit in Spanje te gaan doen, en hulle het kans gesien daarvoor en gesê, we are going to do this. Die volgende slide gee vir jou 'n mooi prentjie oor hoe dit wys. Jy kom by 'n lang straat afgehardloop en dan hardloop jy in 'n lang gang af en jy moet tussen daai bulle hardloop. Jy hardloop voor en jy hoor net 'n ek weet nie hoe dit klink nie. So iets. En jy moet met daai bulle in jou agterkant moet jy hardloop en jy hoop hulle tref jou nie. Mense gaan dood tydens hierdie reis. Ek het 'n paar ook nou voorberei vir dit, om gaan kyk video's.
Dit is soos insane. Nou hierdie ou verduidelik, hy sê, ek het gegaan met die wete in my kop, met die hoop, dat wanneer ek in daai gang afhardloop, dan as ek die bulle hoor en ek sien gevaar, gaan ek net in 'n ander gangetjie ingaan, en ek gaan uit die bulle se pad wees. Die volgende foto wys vir jou, daai gang het nie 'n gang nie. Dit is hoe die gang lyk. So if you are trapped, my mens, you are trapped. My vraag vanaand is, dit is 'n scenario, beteken dit om saam met bulle te hardloop dat jy courageous is? Nee, jy stupid. Nie dat ek dit nie sal doen nie, ek love sulke stuff, maar ek dink is bietjie, jy moet daar jou eentjies in 'n ry hê, jou testament moet geskryf wees, jou polis moet reg wees, jy moet vir jou vrou 'n goeie baaistoen gee, want jy weet nie hoe dinge kan eindig nie. Maar dis nie die betekenis van om courageous te wees nie. Om soos Tom Cruise uit 'n helikopter uit te spring, om staf te doen wat net die Here weet hy alleen kan doen, dis nie courageous nie. Ek wil vanaand vir die volgende paar minute met jou oor iemand praat uit die Bybel. Jy sal onthou laas jaar as jy by Men's Night was, het ons gechat oor Gideon. Hierdie jaar gaan ons praat oor Daniel. Ek wil vir jou 3 punte uit Daniel se lewe uitwys. Wat beteken dit om godly courage te hê? Daniel het geleef in 'n tyd van die koning van Israel, wat hy het verkeerd gedoen, hy het verkeerd geoperate in die oë van die Here. Toe gee God toestemming dat die koning van Babylon al die Jode uit Israel kom uithaal en hulle captive neem in Babylon. In ons taal, hulle het jou uit jou plek kom uithaal en in 'n ander land gaan sit en jy moet 'n slaaf operate onder daai koning. Die Israeliese koning was so bad, hy het met sy eie ma seks gehad, hy het met sy stiefma seks gehad, hy het met sy daughter-in-law verkeerde staf gedoen, hy het mense doodgemaak wat in sy army was en dan ryp hy hulle vrouens as hulle dood is. Hy het 'n skraal gevat, God se naam uitgekrap uit die Bybelse skraal uit en dit verbrand. Wie van julle weet daai ou is bad? Dis bad stuff. Nou daar gebeur goed wanneer ons bad is. Daar's consequences van dit en daarom het God hierdie Israeliete uit Israel uitgehaal in Babylon. Dis waar Daniel is. Hy's 'n tiener, 15, 16 jaar oud, is 'n jong man en hy staan in Babylon en hy is nou 'n slaaf onder 'n koning. En hier's die catch, hier's wat gebeur het. Daai koning wou Daniel en almal van die Israeliete verander het na die Babylonse kultuur toe. Hulle wou gehad het, hy moenie meer dink en loop en nog met God connect soos 'n Jood nie, maar hy moet nou Babylonse reëls volg. Die koning het dit so erg gemaak dat hy het daai 4 name, Daniel en die ander 3, hy het gesien hierdie ouens is taaf. Hierdie ouens dien God. Hulle dien 'n Here en hy het selfs hulle name verander net om hulle identiteit te verander. Wie van julle weet dat wanneer jy in hierdie wêreld is en jy wil God dien en jy probeer in 'n rigting ingaan, dan sal daar altyd iemand anders te wees wat jou probeer terugtrek. Dit is asof iets of iemand jou identiteit wil verander. Miskien jou situations, miskien temptations, miskien staf rondom in jou lewe wil nie toelaat dat jy God dien nie. Jy moenie daaroor wonder nie. As jy God dien, daar's mense en staf wat nie wil hê jy moet dit doen nie, want daar's 'n vyand daar buite wat weet wat jy kan doen en wat jy kan bereik. Hulle wou Daniel verander het. Daniel 1 vers 8 sê die volgende: But Daniel resolved not to. Die Afrikaans sê Daniel het geweier om te verander. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Daniel se naam word verander, sy identiteit word van hom af weggevat. Hy kan nie meer Daniel wees nie, want hierdie koning, hierdie kultuur probeer hom verander. Punt nommer 1 van wat 'n courageous man doen, hy doen die volgende: courageous men don't bend to culture, but to God's word. Ek wil vanaand vir jou encourage, as jy 'n kind van God is, en jy wil meer so leef, en jy wil God meer deel maak van jou lewe, gaan vandag se kultuur jou probeer, hulle gaan jou probeer bend, dat jy moet wees soos hulle. Wie van julle weet waarvan ek praat? The struggle is real, dis daar buite, ons wil sterk wees, ons wil powerful wees, maar Daniel moes 'n paar besluite gemaak het. En as jy nie lekker sy storie ken nie, dis die dude wat in die leeukuil gegooi is, dis die dude wat hierdie 3 vriende gehad het, wat in die vuuroond gegooi was. Jy het al daai storie gelees.
3 ouens word in die vuuroond gegooi en hulle makeer niks nie. Hulle brand nie, hulle word nie geskroei nie, maar die ouens wat hulle in die oond ingegooi het, verbrand. Hulle ou sien, nee, jy het nie. En moenie probeer nie. Jy het nog nie 'n ou gesien verbrand reg voor jou, en daar het letterlik gebeur. Nou daai Daniël en daai 3 pelle het geweier om te bend na die culture van Babylon, maar hulle het net na God se woord gebend. En ek wil vanaand vir jou challenge met dit, manne, as ons die Here wil dien, as ons die Here wil deel maak van ons lewe, then you need a Bible. You need the word of God. You need to open it. En Karl het vir ons nou daar gewys, hierdie link gaan jy kry op 'n e-mail môre, hierdie link is in die foyer, dit gaan op ons Facebook wees, daar's een link met klomp resources op, en een van daai resources is 'n Daniel YouVersion plan, wat hierdie preek bietjie meer gaan omvou en meer gaan verduidelik, but go and read that for the next 5 days. But you need to read the word of God. You need to apply the word of God. Other words, it's going to be very difficult not to bend in this culture. Ek wil vanaand vir jou dit verduidelik, hoe het Daniël dit reg gekry om nie te bend nie. Daai 3 ouens moes voor 'n beeld gebuig het, dan sou hulle nie in die oond gegooi geword het nie. Maar hulle het gesê, ek weier. I only bow before one God, and that is God Almighty. En hulle het geweier om te buig, om iets anders te aanbid, en dis die rede hoekom hulle in 'n vuuroond gegooi was. Maar toe beskerm God hulle van die hitte. En ek wil vir jou sê, jy gaan dieselfde smaak, jy gaan dieselfde in jou lewe sien, as jy gaan oorgee vir God, jy apply sy woord, en jy maak dit deel van jou lewe. Daniël het dit reg gekry om nie te bend nie, as gevolg van die 3 pelle wat hy gehad het. Die 3 pelle wat hy gehad het, was manne gewees, wat God geworship het. Dit was manne gewees, wat God gesoek het, wat met God 'n verhouding gehad het. Kan ek vanaand vir jou sê, as jy nie pelle rondom jou, manne rondom jou het, wat saam met jou God wil dien nie, gaan dit vir jou baie moeilik wees. Wie van julle weet waarvan ek praat? It's real. Dis regtig real. As jy jou nie omring met die regte mense nie, then it's difficult. En ek wil vanaand vir jou encourage om in 'n environment te kom waar jy manne rondom jou het, wat saam met jou die regte staf doen, die regte besluite maak. Hier by Christgen, in ons kerk konteks, praat ons van small groups. Ons sê, get into a small group. Wat is 'n small group? Dis iets soos dit, net 'n small group. Dis klein, dis 10 ouens, 10 mense, 12 mense, 8 mense, 20 mense, wat in 'n week, in 'n restaurant, in 'n huis, op 'n paddlebaan, op 'n tatsie rugbyveld, wherever, waar hulle connect, maar hulle doen dit saam met die Here, bid, lees Bybel, en bemoedig mekaar. That's what I'm talking about, get into a group. En as jy vanaand by Christgen is, of jy wil weer kom, wil ek vir jou nooi, get into a group. Why? Want ons sien hoe Daniël nie gebend het nie, is net as gevolg van dat hy pelle gehad het. Die volgende slide wys vir jou sommer net so 'n paar small groups. Die volgende een, ons begin weer Freedom small groups. As jy in Christgen is, dan weet jy al van Freedom. Freedom is 'n fenominale small group, wat vir 'n 12 weke journey, waar jy gaan connect met mense, jy gaan connect met ouens, en hulle gaan jou help om op 'n journey te kom met God, wat jy nog nie experience het nie. En daar's 8 Freedom small groups, wat 5 die week van 4 Mei begin, vir 12 weke lank, en ek wil jou vanaand net encourage, get into a small group. Hierdie link wat jy gaan kry môre, of die QR code wat jy al klaar gescan het, op daai link is al hierdie small groups gelaai. Jy kies 'n small group, hulle gaan presies dieselfde curriculum doen, dieselfde goed behandel, and they are going to help you to be connected with God. Nie net Freedom nie, die volgende slide wys random small groups van manne, 12, 13 manne small groups, wat ons jou wil encourage om te doen. Henry maandag aande, hulle sit in McDonald's en drink latte en koffie en connect. Daniel gaan 'n small group doen, understanding the believer's authority. Martin gaan 'n small group doen, Men's Fire Night, woensdae aande. François doen 'n small group oor basic electronics. Jerome gaan 'n paddle small group doen. Julle gaan 'n tennisbal se lewende wax uit hom uitslaan. Maar julle gaan connect. En ouens, ek wil julle encourage vanaand. Gaan op daai link, môre, vanaand.
en gaan op daai link en kies vir jou 'n small group. Dit gaan baie vinnig vol raak. Ons gee eers volgende Sondag is sign up vir die gemeente, maar ons gee vir julle daai voorsprong, because we know how important it is to get friends around you, to get in a small group, and to be connected. Hoekom het ons vriende nodig? Want Satan gaan vir jou temptations uitgooi. Jy weet dit, ek weet dit. Hy gaan jou probeer hoek, hy gaan byt uitgooi en hoop jy hap. En as jy hap, gaan jy gehoek wees met dit wat ook al dit is. Ek weet hoe is dit om gehoek te wees. Ek weet hoe is dit om vasgevang te wees in staf wat jy nie moet doen nie. Get people around you. Get a church. Get a place to worship. Get a small group. Sign up for a small group. This evening, tomorrow, op my link, join a small group. Punt nommer 2, wat ek vir jou wil gee, oor courageous manne. Is julle nog hier? Is julle reg? Courageous men don't bend to fear because they have a habit of praying with faith. Manne wat God in hulle lewe het, my mens, jy hanteer vrees bietjie anderste. You don't bend to fear because you are having a prayer life. Kom ek sê God dit kom bietjie later op my slide, maar ek weet nie hoe kry manne dit reg om courageous te wees sonder 'n gebedslewe nie. Ek het al probeer 3 blikkies Red Bull 'n dag drink. Nee, ek jok, ek het nie. Dit help my nie om courageous te wees nie. Maar wanneer jy na God toe gaan, met God connect, wanneer jy op jou knieë sak, wanneer jy tot God praat, dan help dit jou om courageous te wees. Daar's 2 goed waarmee 'n man sukkel. Elke man het hierdie 2 woorde in ons lewe waarmee ons kan verantwoord. En dit is fear and insecurity. Fear and insecurity. En ons sal dit nie herken nie. Hoekom nie? Want ons is macho. Het jy al hierdie biceps van my gesien, my ou? Moet nie te lank kyk hier, you know. Ons kom sterk voor. Ons sal nie sê, nee, ek is nie insecure nie. Waarvan praat jy, dude? Jy praat van jouself. Insecurity is deel van ons lewe. Daar's vrees in ons lewe. Ek was een keer op my pa se plaas, 'n buurman, gejaag deur 'n volstruis. Ek het daai dag gesien, ek is vinniger as Cecil en Colby. Baie vinniger. En van daai dag af kyk ek anders na 'n volstruis. As jy by Oudtshoorn ry en jy sien volstruis, oh, dis nice. My vriend, hy's nie nice as hy jou jaag nie. Hy's nie nice as jy sien hoe sy nek so maak en hy blaas hier in jou ore nie. Jy hardloop dat jy klein raak. Ek het oor 'n draad gespring, los hande asof dit hekkies is. Ek het 'n kameras rekord verbreek, want daai volstruis gaan my nie kry nie. Die punt is, ons het soms insecurities in ons lewe. Ons het vrees in ons lewe. En dit maak het ons sekere goed nie doen nie, as gevolg van die insecurities. Satan gaan in jou oor fluister en sê, you are not good enough. You don't have what it takes. You can't do this. You can't play first team. Jy gaan nie in daai skool inkom nie. Jy gaan nie daai besigheid kan begin nie. Insecurities. En dan die ergste van alles, ons dink, soos ons ouer raak, ouer manne, kan ek 'n amen kry, dan dink ons, julle weet nog nie wat ek kan sê nie, maar okay, dan dink ons die vrees en insecurities gaan wegraak. Can I give you something tonight? It's not going away. Dit raak meer. In fact, hoe meer pressure jy kry, hoe meer vrees en insecurity kry jy. Hoe groter rol jy kry in leierskap, by die werk, meer verantwoordelikhede, meer geld, meer eiendom, meer insecurities. Gaan ek dit maak? Gaan ek hierdie kite kan laat vlieg? En wanneer ons gesqueeze word in die lewe, kom daar een van 2 goed uit. Compromise of strength. Ek gaan of sterk wees, of ek gaan kompromieer op die waarheid, en ek gaan vou in dit wat ek nie moet doen nie. En ek wil vanaand vir jou sê, ouens, there's pressure in life. Ek hoef nie vir te sê, nee, jy weet het. There's pressure. En wanneer jy gesqueeze word, wie van julle voel soms dat jy gesqueeze word deur die lewe? Ons word soms gesqueeze deur staf, deur goed wat nie uitwerk nie, en dinge wat vir ons moeilik is, en dan sien ons eintlik wat in ons is, wat uitkom as ons gesqueeze word. Dan kom daar staf uit wat nie nice is nie. Maar ons leer iets by Daniel. Daniel het gesê, ek gaan nie compromise nie, ek gaan courageous bly. Wat het hy gedoen? Volgende skrif, Daniel 6 vers 10, hier is Daniel nou al bietjie ouer, want hy is baie ouer, hy is nie meer 'n tiener nie, hy is nou al 'n adult, en die volgende gebeur, dat die koning,
Daniel het so 'n bevordering gekry in daai koninkryk. Hy het die leertjies geklim in hierdie game en hy het bevordering gekry. Hy was een van die hoofleiers in Babylon. En daar was ouens saam met hom wat ook leiers was, maar hulle het nie Daniel gelike nie, want Daniel het God gedien en hulle nie. En daai ouens create toe iets om Daniel vas te vang en hulle create 'n decree en sê vir die koning, hy maak hierdie wet. As iemand buig voor enige ander god, moet hulle in die leeukuil gegooi word. En die koning sê, for sure, dit klink great. Kom ons maak hierdie decree, want ek wil net, mense moet net voor my buig. Ken julle sulke lafaards wat jou probeer onderkry? Ekskuus, ek wil nie sê mense is lafaards nie, dis wat ek bedoel nie, maar you know, daar's mense wat jou wil onderkry. Daar's mense wat jou nie gun wat jy het nie. Daar's mense wat jou nie gun dat jy opgaan en bevordering kry en staf, en as jy 'n kind van die Here is en jy groei in hom, dan gaan ander ouens begin sê, ja, sien, daai ou is nou so. Daai ou het nou verander. Nee, hy het net God deel gemaak van sy lewe. Toe Daniel hoor, daar is 'n wet dat jy mag nie voor 'n ander god bid nie, toe doen Daniel die volgende. Now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to God just as he had done before. Daniel gee vir my en vir jou die clue van hoe is dit? Wat moet ek doen om courageous te wees? En dis eenvoudig om op jou knieë te sak en met God te connect, om met God te praat, om te sê, Here, ek het U nodig, om sy teenwoordigheid te geniet, te ervaar, deel te maak van jou lewe. Dis wat Daniel gedoen het. En ek wil vir ons as manne vanaand vra, wanneer laas het jy op jou knieë gegaan, in jou kamer, in jou badkamer, in jou kombuis, in jou braaikamer, en gesê, Lord, I need you. Wanneer laas en hoeveel keer doen jy dit? Manne, ek wil vanaand vir ons sê, as ons courageous wil wees, then we need God. We need God, but if we need Him, we must show it. Ons moet sê, Here, U moet my help. En Daniel wys vir ons, dis presies wat hy gedoen het. Kan ek gou vir jou iets sê van Daniel? Hy het dit nie net gedoen, toe hy hoor daar's 'n krisis nie. Daar staan, just as he had done before. Weet jy wat sê dit vir my? Dit sê vir my, Daniel was 'n ou wat dit gereeld gedoen het. Just as he had done before. 'n Ander vertaling sê, continually, Daniel het gaan bid. Soos hy van tevore gebid het, het hy net weer gaan bid. Dit wys vir my, Daniel was 'n man, wat elke dag 3 keer met God gepraat het, met God geconnect het. En kom ek sê vir jou, daar is die key. Dis hoe Daniel courageous was, dis hoe hy reg gekry het wat hy moes reg kry, want hy het met God connect. Die volgende slide sê, prayer is the most active thing you can do to activate courage in your heart. Ek wil weer vir jou lees, prayer. Nie 'n gym. What? Al daai goed is great. Maar prayer is the most active thing you can do to activate courage in your heart. Manne, as jy lanklaas op jou knieë gegaan het, as jy lanklaas in jou eie huis, in jou eie slaapkamer, waar ook al jy loop, op die skoolgrond, by die werk, lanklaas met God connected, dis dalk hoekom ons so distant van God voel. Prayer veroorsaak courage in jou lewe. Die volgende slide sê vir ons is mooi, when you pray, you ask God of the universe to fill your heart with courage. As jy vanaand 'n ou wil wees wat courage in jou lewe wil hê, then you need to ask God. The next slide says, you need to be a man of prayer. Ek weet nie wat jy gedink het jy by 'n men's night gaan hoor nie. By hierdie men's night hoor ons, you need to be a man of prayer. As jy courageous wil wees, as jy 'n godly man wil wees, as jy God wil deel maak van jou lewe, then we need to be men that prays. Die volgende slide sê, courage is fear that has set its prayers. Dis dalk enetjie om te onthou. 'n Eindeksamen, 'n business geleentheid, wat kom op, vrees, insecurity. Kom ons almal wil sterk wees. Ons almal wil hê ons vrouens moet ons roep, Rambo.
Ons almal wil hê ons vrouens moet ons roep, bulldog. Come here, papa. Okay, nee, vergeet daai. Okay. Ons almal wil hê ons moet lyk asof ons die sterkste en greatste en awesomeste is. En ons is, as ons God deel maak van ons lewe. Courage is fear that has set its praise. As jy vrees het in jou lewe, dit maak nie van jou 'n lafaard nie. Dit maak nie van jou dat jy sleg en pathetic is nie. Dit maak net dat jy daai vrees moet vat en sê, Lord, I'm going to set my praise, because that's courage. Ek gaan nie teruggaan nie. Die volgende slide sê, it's potence, wat ons moet hoor, you don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your habits. As ek en jy goals het om bo te kom in die lewe, as ons goals het om sekere staf te bereik, ons gaan nie tot daar gaan en net vlieg en dit net kry nie. Maar jou habits gaan maak of jy tot daar gaan kom of nie. En wat sien ons by Daniel? Hy het 'n habit gehad of a prayer life. Hy het 'n habit gehad wat God se woord oopmaak en nie bend na die world culture nie, maar hy bend na God se woord. En vir 3 keer 'n dag op sy knieë geval. Ek wil vanaand vir jou vra, wat is jou habit? Wat is jou habit, hoe jy jou lewe inrig en hoe is jou habit, hoe operate jy? Punt nommer 3 en hiermee gaan ons klaarmaak. Courageous men know faith isn't the absence of fear. It's moving forward when your knees are shaking. As jou knieë nou en dan, en ek praat nie van 'n baie mooi girl wat verby jou loop nie. Ek praat van as jy struggles het en jy voel jy gaan dit nie maak nie. Jy weet nie hoe jy hierdie graad gaan deurkom nie. Jy weet nie hoe jy hierdie besigheidstransaksie gaan deurhak nie. Jy weet nie of jou familie okay gaan wees en jy weet nie of jou budget dit gaan maak nie. Dan beteken dit letterlik dat jou knieë shake en jy weet nie wat om te doen nie. Maar kan ek vir jou sê wat ons vanaand leer? It's moving forward. Courageous men know faith isn't the absence. As jy faith het, dan beteken dit nie jy gaan nie vrees hê nie. Dit beteken I'm going to move forward instead of the fear. Jy hoef nie jou hand op te steek nie, maar wie van julle het vrees? Jy het staf hier in jou hart wat nie uitwerk nie. Jy het goed wat jy weet nie hoe die somme gaan klop nie, en jy weet nie hoe die einde van dit gaan wees nie. Kan ek jou net motivate vanaand? Move forward, even when your knees are shaking. Maar hier is die probleem. Ons probeer vorentoe beweeg sonder God se teenwoordigheid. Ons probeer vorentoe beweeg sonder om God se woord oop te maak. Ons probeer vorentoe beweeg sonder om op ons knieë te sak en sonder om God deel te maak van ons lewe. Daniel het 3 keer 'n dag gaan bid. Het dit hom uit die leeukuil uitgehou? Mens sal dit dink, né? Kom ons wees eerlik. Ek sou dink die Bybelse storie moes anders te gegaan het. Hierdie dude het op sy knieë geval, God aanbid. God moes hom beskerm het en nie toegelaat het in die leeukuil nie. Maar jy gaan my nie glo nie. Daai dude beland in die leeukuil. As gevolg van dat hy God eerste gestel het. En ek weet nie van jou nie, maar as ek sulke oudjies in my yard moet sien, as ek uitloop 2 uur môreoggend, dan gaan ek skrik. Ek gaan dit nie wil hê nie, ek gaan dit nie wil sien nie. Dink jy Daniel was nie bang gewees toe hy hoor jy gaan nou leeukuil toe nie? Ek weet nie hoeveel stelle onderklere hy aangehad het nie. Maar ek dink nie hy was net courageous en net sterk en net powerful nie. Ek dink hy was bang. Ek dink soos hy in hy leeukuil ingestap het, dink ek, was hy vreesbevange en het sy knieë gebewe. En vandag presies in ons lewe ook. Jy was dalk nie onlangs in 'n leeukuil gegooi nie. Jy was dalk nie in dieselfde vertrek as leeu's nie, maar daar's leeu's in ons lewe wat brul. En omstandighede en staf en mense en druk en pressure en angs en insecurity en staf brul en ons weet nie hoe ons dit gaan maak nie. En dan sê Satan vir ons die volgende slide, you are done. My mens, you are done. Ek wonder of daai gedagtes nie deur Daniel se kop gegaan het nie. Daniel, it was good to know you, man, but you are done. Obviously met die wete ek dien God. As ek doodgaan, ek vrees nie. Kom aan, wat sê Paulus? Dood, waar is jou angel? Want Paulus weet, as ek hier moet doodgaan, maak ek my oë op in die hemel. Wie van julle weet dit, dat jy dit ook kan sê? Lord, we are on our way to heaven. Ek hoop jy is op pad hemel toe. You know? Maar Daniel het daai wete gehad. Maar Satan sê vir ons baie keer, en vanaand sê hy het vir jou, you are done.
jou omstandigheid waar jy is, die foute wat jy gemaak het, wat ek gemaak het, die staf waar ons onsself bevind huidiglik, dit voel vir ons, you are done. En kan ek van man tot man praat, dis alright om soms so te voel, maar dan moet jy besef waar jou hulp vandaan kom. Mika 7 vers 8 sê die volgende, though I have fallen, I will rise. Ek wonder of Daniel daai skrif geken het. Al gaan hierdie leeu begin hap aan my, ek gaan fight tot die nimmer einde, maar as ek val, gaan ek weer opstaan. En ek wil vanaand vir 'n paar manne in die plek sê, as jy dalk geval het, dan moet jy daai skrif vat en sê, I will rise again. Die Bybel sê in Spreuke, die regverdige val 7 keer, hy val, maar hy staan 7 keer op. Met ander woorde, 7 keer dink ek, I am done, but I will rise again. Die volgende slide sê, a man of God is not a man who never falls, it's a man who keeps getting up in God's presence. Die volgende slide, 'n baie slim man het gesê, John Wayne, ek love hierdie ding wat hy gesê het. Courage is being scared to death and saddling up anyway. Is dit nie 'n man ding nie? Ek het gedink dit gaan goed wees vir mans. Want om daai besigheid te begin, my mens, jy's bang tot die dood. Om vir daai vrou voor daai kansel te gaan staan, want hulle sing daai liedjie, another one bites the dust. Another one. Nee, dit is nie waar nie. Dis nie die waarheid nie. Maar is dit nie mooi nie? Courage is being scared to death and saddling up anyway. En ek dink dit is wat Daniel gedoen het. En ek wil eindig, en ek wil vanaand sê, miskien is daar 'n paar ouens vanaand wat moet saddle up. I don't know what you need to saddle up, but I think there's men in this place that needs to saddle up. Saddling up for your life literally means you must give your life to Jesus tonight. You must say, God, I need you. Maybe that is your next step. Maybe that is the courage you need to do tonight, to say, Jesus, I need you in my life. I want you. Miskien moet jy gedoop word, miskien moet jy gebaptized word, miskien moet jy 'n besluit maak om te sê, Here, I want to live for you. Na vanaand wil ek dit nie meer op my eie doen nie, I want to live for you. Miskien is jou saddling up om 'n small group te join. Daar's 13 manne small group wat jou kan help om net te connect en net om iemand te wees, te groei, te ontwikkel. Miskien is jou saddling up om mooier met jou vrou te wees, om nicer met jou vrou te praat, om nou en dan 'n bos blomme te koop, om mooier met jou kinders te praat. Miskien is jou saddling up om vir jou laity te sê, hey, I love you. You've got what it takes. You can do this. Ek weet nie wat jou saddling up is nie, maar courage is being scared to death and saddling up anyway. En ek wil vanaand vir jou encourage, wat ook al jou next step is, miskien is jou next step om Sondag kerk toe te kom. Ek weet jy was vanaand genooi, en jy was baie lanklaas in 'n kerk, maar ja, jy's hier, man. Miskien is jou next step om Sondag kerk toe te gaan. Ek weet nie wat jou vrees is nie. En ek weet nie wat se courage jy nodig het om 'n volgende stap te neem nie. Maar as jy vanaand sê, Here, ek wil met U 'n pad stap wat ek nog nooit gestap het nie, then you are on the right path. Sal jy saam met my staan asseblief? Ek het vir jou 3 punte gegee. Wat beteken dit en hoe kan ons courageous wees? Hoe kan ons intap by dit wat God wil hê ons moet doen? Chantal, julle kan vir my kom daai song weer vir ons doen. Ek weet vir die volgende paar minute wil die Here iets in jou lewe doen. Sekere van ons moet vanaand besluite maak. Sekere van ons moet sê, Here, I need you in my life. En met hierdie hele slangetjies en leertjies game wil ek vir hierdie slide wys. Ladders don't define you. Snakes don't destroy you. And the journey becomes meaningful. Wat ook al die dice bepaal, wat ook al in jou lewe aan die gang is, waar ook al jy jou vanaand self bevind, ek wil vir jou 3 goedjies vra. As jy vanaand 'n man wat sê, I won't bend
to the culture of this world. I will bend to God's word. And I will be not a man living with fear, but I will go on my knees and have faith towards God. En die derde een, ek sal saddle up. Here, ek gaan nie dat vrees my terughou nie. I want to do this. Ons gaan hierdie song se chorus net sing, wat ons nou gesing het. Lord, I need you. Lord, weet jy wat? We serve the same God as Daniel. Wie van julle stem saam of glo dat Daniel was bewaar in die leeukel? Daai storie eindig so, by the way, God het Daniel bewaar. Hy het uitgestap met nie 'n skrapie nie. Honger, warm, sterk leeu's kon nie aan Daniel raak nie. Hoekom nie? Want hy was 'n man van God. Hy het goed gedoen wat ons vanaand gehoor het, en as gevolg van dit kon daai leeu's niks aan hom doen nie. En ek wil vanaand vir jou daai garantie gee. Wanneer ons God dien, wanneer ons onsself oopstel, wanneer ons sê, Here, I want you in my life, then God will protect you. Then He will help me. He will help you. He will be with you. He will guide you. As jy reg om jou oë te sluit, of as jy nie die woorde ken nie, kan jy op die skerm kyk, maar kom ons worship vir 'n moment, net hierdie chorus, en sê, Lord, I need you. Oh God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Oh, your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness, oh God. Come on, manne, come on, sê dit vir Oh God. God, my God, I need you. Sing it to Oh God. God, my God, I need you now. Sê vir hom, How I need you now. Lord, we need you in this place, God. We need you. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness, oh God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness, oh God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. Come on, manne, come on, sê dit vir God. Sing dit vir hom, sê, Lord, I need you. I need you. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. You are the rock. Oh
net jou oë toemaak, net vir 'n moment. Ek glo die Here wil net iets in jou hart doen, in hierdie plek doen. Hy wil manne vanaand aanraak, hy wil vanaand manne krag gee. Hy wil vanaand vir jou net invest, dit wat hy in jou lewe wil doen. En maak nie saak hoe oud of hoe jonk jy is, of waar jy in die lewe is nie. Ek weet vanaand is die manne wat sê, Here, ek het U nodig. Here, dinge is te veel vir my, dinge is te moeilik vir my. Here, ek weet nie waar ek myself bevind nie. Ek weet nie wat om volgende te doen nie. Ek weet nie wat môre behels nie. Ek weet nie hoe ek dit gaan maak nie. Miskien bevind jy jouself in 'n emosionele leeukuil waar dinge teen jou is en dinge teen jou praat. En vanaand het ek vir jou 3 punte gegee uit God se woord uit, wat ek en jy dalk habits kan verander om te sê, Here, ek wil U deel maak van my lewe. Maar vanaand wil ek jy moet vanaand 'n besluit maak waar jy gaan sê, Here, ek wil U deel maak van my lewe. En as jy vanaand in hierdie plek is en jy sê, Here, ek het U nodig. Here, ek kan nie sonder U nie. Of jy die Here dien of jy hom nog nie dien nie, jy's op 'n punt in jou lewe waar jy besef, Lord, I need you. Ek het U nodig in my huwelik, in my finansies, in my toekoms, in my skool, in my werkplek, in my liggaam. Here, ek het U nodig. Ek is moeg, ek is sat. Ek weet nie wat se kant toe nie, maar ek weet U kan my help. As jy vanaand in die plek is en jy sê en jy het courage om te sê, Lord, I need you in my life. I need you to do something in my life supernatural. Wil ek vir jou vra, lig jou hande op so hoog as wat jy kan, want vanaand gaan ons erken aan Jesus dat Here, ons het U nodig. Ons kan nie sonder U nie. Lord, we need you. South Africa need you. My school need you. My university need you. My friends need you, God. My family needs you. Lord, my rugby team needs you. My community needs you. I can't do this without you. En Here, vanaand is ons manne wat sê, ons kan nie sonder U nie. Here, ons wil dit saam met U doen. We need you in our life. Ek wil vanaand dit 'n stapie verder vat en ek weet dit gaan courage vat en miskien jy nog nooit so iets gedoen nie. But we are going to do this. As jy vanaand jou hand opsteek en sê, Lord, I need you in my life, wil ek vir jou vra, stap gou na vorentoe. Kom staan gou hier voor. Stap uit jou bank uit as jy vanaand jou hand opgesteek het. En as jy sê, Lord, I need you, please come quickly. God wants to do something in your life. As jy vanaand sê, Here, ek wil my lewe vir U gee. Here, vanaand wil ek 'n commitment maak aan U. Here, ek wil commit aan U. Miskien as jy ver van die Here af, kom baie vorentoe, julle teen die states. Is baie manne wat kom. As jy vanaand nie op 'n goeie plek in jou lewe is nie, en jy sê vanaand, Jesus, ek het U nodig. Maybe this is your moment. Maybe this is your night. Maybe this is destiny. Maybe this is an assignment. Maybe this is your calling. En ek weet, hier gaan nie genoeg plek wees vir almal nie, maar kom net vorentoe, kom staan net. Manne, kan julle 'n bietjie indruk? Kan julle 'n bietjie squeeze die kant toe? Kom gou 'n bietjie die kant tot ons daar plek maak vir daai manne, julle bietjie vorentoe. This is so powerful, so powerful, so powerful. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Lord, we need you. Lord, we need you. We need you. As jy vanaand hier voor staan of all over this place, lift your hands to heaven and let's sing this. Let's commit this to God. Oh God, my God, I need you. Come on, say it to Jesus now. My God, I need you now. Mean business to God. Now I need you now. Thank you, God. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Lord, thank you, God. On your faithfulness. Come on, lift your hands, lift your voices. Oh God, my God, I need you. Oh God.
hands and shout, Jesus! Jesus! Het jy al ooit in jou lewe gewonder, hoe klink dit as 500 manne Jesus skree? 1, 2, 3! Jesus! In Engels, 1, 2, 3! Jesus! 1, 2, 3! Jesus! 1, 2, 3! Lift your hands to heaven. Bid hierdie gebed agter my aan. Sê Jesus, ek het U nodig. Here, ek het U nodig. Vanaand besef ek kan nie sonder U nie. Here, ek het gebuig vir 'n ander culture. Maar na vanaand will I bend to your word and your presence. And you will be the only one that I will worship. I surrender myself tonight under your name. Here, ek is jammer oor my sondes, my gister, my verlede. Vanaand sê ek ja vir Jesus. Ek sê ja om saam met God te leef, om U deel te maak van my lewe. Here, vanaand besluit ek, I will be a courageous man. Ek sal sterk wees in U woord, U teenwoordigheid. I will go on my knees daily. I will open my Bible daily, and I will walk with you and talk to you. Jesus, I invite you into my life. Ek erken vanaand, U het aan die kruis gesterf, opgestaan, sodat ek kan lewe. En vanaand gee ek my lewe vir U, in Jesus naam. Manne, jy het vanaand op hierdie oomblik Come on, let's give Jesus a shout. Can somebody say Jesus? Kan ek vanaand vir jou iets sê? Dis nie boring om God te dien nie, manne. Dis nie vervelig nie. Dis nie jammer nie. Ek sal nooit vergeet nie, 'n paar jaar terug en ek in 'n Appel Nieuweland toe, hy vat my na die losie toe, ons sit in die losie, almal rondom ons drink en word dronk en gaan te kere, ek en hy eet sushi want dis verniet my ou. Ons eet sushi dat ons nie meer kan sushi eet nie. En 'n ou kom na my toe en hy sê, dude, hoekom drink jy nie, wie is jy, wat maak jy, wat se werk doen jy? Ek sê, ek is 'n pastoor. Hy sê, shame. Ek sê vir hom nie, vir shame te sê nie, it's a privilege to work for the King. It's a privilege to work for Jesus. En vanaand het jy daai besluit gemaak om te sê, Here, ek wil vir U leef. Weet jy wat jy vanaand gedoen? Jy het net vanaand besef jy's alleen sonder hom. En jy's nie so macho soos jy gedink het sonder hom nie. Dis al wat jy vanaand gedoen het. En jy wil jou lewe verander. You want to do something in your life. Close your eyes. God has a plan for your life. There's destiny for your life. There's an assignment on your life. You've got calling, you've got purpose. There's dreams in the inside of you. En moet laat geen vyand en geen persoon vir jou sê, jy kan nie doen wat jy voorgeroep is om te doen nie. Moet laat geen persoon vir jou sê, you don't have what it takes. Moet laat niemand vir jou fluister en sê, wie's jy nou weer? Jy kan na vanaand na hom toe draai en sê, I am a child of the Most High God. My identity is in God. My identity is in Jesus. Dis wat jy vir hom kan sê. Ons gaan nou klaarmaak. Maar sluit gou jou oë. Ek ervaar net die volgende. En dit gaan bietjie diep ingaan. Dit gaan bietjie in jou hart ingaan. But God wants to do something tonight in your life. Ek ervaar so erg om die volgende te sê, die volgende te doen. Hier's manne in die lewe.
vanaand in die plek wat 'n pa wond het. Jy het 'n wond in jou binneste. In plain Afrikaans, dis 'n papa wond. It's a father wound. Jou pa het jou seer gemaak, jou pa het jou te nagekom. Jou pa het uit jou lewe uitgeloop. Jou pa was nie die ou gewees het wat jy verdien het nie. Jou pa was dalk nooit daar nie. Jou pa was dalk daar, maar hy was nog steeds absent. Hy het nog steeds nie vir jou goed gesê wat jy graag wil hoor nie. En man, ek is jammer, ek weet dis fragile, maar come on, this is Men's Night. Waarop ons by 'n Men's Night is dit so veilig om dit te doen. En vanaand wil ek die volgende doen. Ek weet nie hoe die Here dit doen nie, maar ek wil die volgende doen. As jy nooit 'n blessing van jou pa gekry het nie, wil ek vanaand 'n blessing oor jou uitbid. Ek wil 'n blessing oor jou lewe spreek. Ek wil vanaand vir jou 'n blessing spreek sodat jy kan uitstap met identity en dat jy weet wat jy is en wat jy in jou het. Maar as jy vanaand 'n seer het, 'n wond het as gevolg van jou pa wat nie in jou lewe was nie, wat uitgestap het, jou te nagekom het, jou verkeerd behandel het, jou letterlik seer gemaak het, getorment het, geslaan het, is ek die ou wat vanaand vir jou in jou oë wil kyk namens 'n pa en ek wil vir jou om verskoning vra vir dit wat jy nie ontvang het by jou pa nie, want jy verdien beter. Why? Because you are worth it, man. You are worth it. En weet jy die fout wat ons maak, maar dis nie jou skuld nie. As ons nie 'n blessing van ons pa gekry het nie, dan soek ons 'n blessing op 'n ander plek. Ons soek 'n blessing op verkeerde plekke. Ons soek 'n blessing in die wêreld. Ons soek 'n blessing by girls. Ons soek 'n blessing in plekke wat nie vir jou 'n blessing kan gee nie. En ek wil vanaand jou uit daai ding uithaal en 'n blessing oor jou lewe spreek. En jy weet waarvan ek praat. Hier's baie trane in hierdie plek. God is besig om iets in jou lewe te doen reg nou. Hy's besig. As jy vanaand hier is, ek meen hier is die plek hier voor nie, ek kan nie nog mense vorentoe roep nie. Maar as jy vanaand hier is, en jy sê, please pray for me, man. I need that blessing. Because my father wasn't there. It's so bad. Dis so seer. Is nie lekker nie. Wil jy jou hande net so opsteek en dan wil ek 'n gebed oor jou doen? Kan ek vir jou vra, manne, as jy by iemand is en jy sien iemand wat nou hulle hand opsteek, sit jou hand op hulle skouer, op hulle rug. Kom aan, dis wat manne doen. Ek weet jy ken dalk net manne drink net en kuier net en party net en fun net. Nee ouens, manne is ouens wat by mekaar staan. Manne is, ek en jy is mos godly men na vanaand, né? So we want to do this. Want ek weet jy is hier en ek weet is seer en ek weet is moeilik. Here, vanaand kom ek na u toe. En ek wil heel eerstens, Vader, vir elke man in die plek wat 'n papa seer het, 'n papa wond het. Here, kan ek vir hulle om verskoning vra? Kan ek vir hulle sê, ons is jammer, ek is jammer dat dit wat jou pa aan jou gedoen het. Jy verdien dit nie, jy verdien beter. Jy's worth it, jy's awesome. Here, hier's vanaand manne in die plek wat nooit by hulle pa gehoor het, you've got what it takes. I believe in you. I believe in you. Manne, dis die een ding wat almal van ons nodig het om te hoor by ons paas. En as jou pa dit nie gesê het nie, kan ek dit vanaand in hierdie plek laat dreis in jou lewe. You've got what it takes. You've got what it takes. You are enough. Young man, I'm talking to you. You've got what it takes. You are good enough. I'm proud of you. I'm proud of you, man. God sê vanaand vir jou, you are my son and I love you. And I care for you and I've got destiny over your life. Here, ek bid vanaand 'n blessing oor ouens se lewens. Ek bid 'n blessing oor manne se lewe in hierdie plek, reg oor hierdie gebou waar hulle self bevind, van links, regs, voor na agter. Ek bid 'n blessing oor manne se lewens. En ek bid dat hulle die volgende woorde sal onthou en sal hoor en dit sal echo in hulle gedagtes vir die res van hulle lewe. You've got what it takes. You are awesome.
You are great. You are worthy. You are my son. You've got destiny. You've got dreams. There's an assignment on your life. You are not done. Kan ek vanaand vir jou sê, you are not done. The best is yet to come. This is only the start. I've got plans for your life, says God. Ervaar hierdie blessing wat ek oor jou spreek. Ervaar hierdie gebed wat ek oor jou spreek. Ek sê vanaand vir jou, jy is 'n man geskape na God se beeld. En jou toekoms lê voor jou. Vat vanaand Daniel se lewe. Vat vanaand hierdie 3 punte. Klik môre op daai link. Begin daai YouVersion plan. Daar's 'n playlist op daai link. My mens, dit gaan vir jou, ek dink ek kan nie onthou nie, ure besig hou met die awesomeste praise en worship songs. Kies 'n small group. But be a man that is courageous. Be a godly man. Kan ons nog een ding doen? Ek sien dit. Ek sien dit. Hoe ons net na mekaar toe draai. Dit kan jou pel wees as jy 4 ouens het. Ek sien net hoe ons klein kringetjies maak en net gou vir mekaar bid. Ek dink ons kan dit doen. 2-2. Wie ook al jy ken, as jy die ou nie langs jou ken nie, leer hom ken. Maak kringe. Al maak jy 'n kring van 20, 'n kring van 10, 'n kring van 5. Maak julle twee is 'n kring, my vriend. Kom aan, kry jou vriende by jou. Kry jou vriende om jou. Ons het ons vanaand dit gehoor, né? Ons het gehoor, we need one another. Kom aan, ek wil seker maak, almal is in 'n kring. Ek kan nie lekker sien oral nie, maar kyk gou rondom jou. As iemand nie in 'n kring is nie, bring hulle in 'n kring in. Al is jy 2, dis 'n kring, maar 1 is nie 'n kring nie. 2, 3, 50, 100, maak 'n kring. Yes, Timon, maak 'n kring julle. Maak 'n kring. Daai 4 ouens daar bo, Danica, help daai 3 ouens net om by mekaar uit te kom. Daai 3 wat daar bo sit, net by mekaar. En Nel, gaan daar na daai 3 manne toe daar op die galery. Kom aan, nou bid julle vir mekaar. Al wat jy bid die preek. Bid die besluit wat jy gemaak het vanaand. This is the start, man. This is the start. Kom aan, iemand in die groep vat leiding. Bid. You're a good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect.
Here, dankie vir dit wat U vanaand gedoen het. Dankie vir dit wat U in ons lewens kom invest het. Dankie vir manne wat vanaand besluite gemaak het. Here, ek weet ons kan dit nie alleen doen nie. So gee vir ons goeie vriendskappe. Gee vir ons goeie kringe. Ons het nou net gesien hoe maklik dit is om in 'n kring te staan en om saam te bid. Dis die maklikste ding om te doen in hierdie wêreld, Here. Help ons om standvastig te wees, om manne rondom ons te kry, om lewe te doen en om courageous men te wees vir U. Here, ons maak vanaand 'n besluit, we want to be godly men, because this world needs godly men. Hulle het nie sterker manne nodig nie, hulle het nie meer chaos nodig nie. The world need godly men. Julle hier voor staan 'n man wat vandag verjaar, hy word 50. Nie word nie, 50. Geef hom 'n lekker hande klap. Baie geluk my vriend. Mag jy 'n awesome aand verder hê. Manne, ek wil jou encourage, net laastens, daai link wat ons vir jou create het, wat die span aangewerk het. Die small groups is daarop. Daar's 'n worship setlist op YouTube, op Spotify, op iMusic. As jy nie gospel music het nie, jy het nie meer 'n verskoning nie. Daai playlist is the best Christian songs right now trending. So jy wil daai playlist hê. Daar's 'n YouVersion plan op. Daar's 'n devotion op. Daar's soveel stuff op wat jou gaan help in jou Christian journey. Wil jy jou phone uithaal en gou omscan? Dan het jy dit. Jy gaan dit môre in 'n e-mail ook kry. Jy kan dit môre op ons Facebook page kry. Gaan na Christgen toe op ons Facebook page, onder ons bio, op ons website christgen.co.za. Jy kan dit oral kry. But just do it. Here, bewaar hierdie manne waar hulle ry, waar hulle gaan operate. Help ons om godly men te wees, Here. Om courageous te wees. Ons gaan nie bend vir culture nie. We are going to bend towards your word. We are going to pray like never before. In Jesus' name, amen, amen. Come on, men. Give an awesome shout to Jesus. See you Sunday. Enjoy your week. God bless you. Amen.